Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek is dankbaar dat julle saam met my hier is. Mag die Here julle elkeen ook aanraak vanoggend. Mag julle sy gees in julle harte ontvang. Kom ons begin ons diens as toetrede. Gaan ons sing uit Vonklied 2. Vonklied 2, ons gaan die eerste en die tweede vers sing as toetrede. Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid. En wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van ons Here. Daar is net een manier vir ons om te antwoord, en dit is om die Here ons God te loof. Kom ons loof hom met die sing van Gesang 203 vers 1 en 2. Susters, die Here het al in Eksodus 20 gesê dat hy die God is wat vrymaak. Hy het immers Israel uit Egipte bevry. En toe eendag by die berg Sinai gee hy vir Moses 2
kliptafels en sê daarmee: as jy vry wil bly, dan moet jy naas my geen ander gode hê nie. Dan mag jy nie vir jouself 'n beeld of enige afbeelding maak en dit vereer of dien nie. Dan mag jy die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Dan moet jy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou en daarop rus. Dan moet jy jou vader en jou moeder eer. Dan mag jy nie moord pleeg nie. Dan mag jy nie egbreek pleeg nie. Mag jy nie steel nie. Dan mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan mag jy nie begeer nie. As ons eerlik onsself ondersoek voor die spieël van die woord, sal ons sien dat ons vryheid in hierdie week telke male prys gegee het. Kom ons bely dit voor die Here in ons harte. Broers en susters, alles is nie verlore vir ons nie. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Dit is ook ek en jy. Kom ons bely nou ons geloof staande deur te sing van Gesang 510 vers 1, 2 en 4. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek wil vanmôre 2 versies lees uit die eerste hoofstuk van die Johannes Evangelie met baie spesifieke verwysing na 'n disipel van die Here. En ek wil graag hê ons moet vanoggend na hierdie disipel kyk, 'n bietjie dink oor wie hy is. Dit as 'n spieël gebruik om te sien wie ons is. Ek wil dit doen aan die begin van hierdie nuwe jaar, sodat ek en jy kan kyk, in my eie hart kan kyk en weet, dis wie ek is voor die Here, dis wat ek vir hom moet doen, kan doen. Voor ons lees, kom ons sit so, dan bid ek vir ons. Almagtige Hemelse Vader, dankie Here dat ons 'n oomblik voor U mag buig. U het ons lied gehoor, Vader, ons weet, ons het droog gemaak. Ons het van U weggedraai.
Ons weet, ons keer ons rug op U soveel keer. Maar in U genade bring U ons terug na U huis toe. Vat U ons sonde van ons weg. Maak U ons vry om U kinders te wees. Ons is hier vanmôre, Here, omdat ons in ons harte wil hoor wat U sê. Ons weet, elke woord wat uit hierdie Bybel kom, is U woord. Al het mense dit vir mekaar vertel, al het ander mense dit opgeskryf. Die krag lê nie in die papier nie. Die krag lê in die Heilige Gees, U wat in ons is. En nou vra ons, Here, dat U ons harte sal oopmaak om U te hoor. Dankie dat U moeite doen om met ons te praat. Ons weet ons verdien dit nie. Maar U praat. Ons is reg om te hoor, Here. Wys vir ons die pad. Amen. Johannes 1 vers 40 tot 42. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 disippels wat gehoor het wat Johannes gesê het en wat toe saam met Jesus gegaan het. Andreas het eers sy broer Simon gaan soek en hy het vir Simon gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Andreas het vir Simon na Jesus toe gebring. Toe Jesus vir Simon sien, sê hy, jy is Simon, seun van Johannes. Jou naam sal nou Sefas wees. Petrus is die Griekse woord vir Sefas. Geliefdes, ek lees tot hier. Salig is julle vanmôre as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo, en as julle ook so gaan lewe. My broer en suster, as 'n mens in die kerk groot word, dan is die woord disipel nie 'n vreemde woord nie. Dis iets wat ons ken, ons gebruik dit actually, as ons oor die Bybel of ons oor geloof praat, dan sal die woord disipel iewers gebruik word. Ons verstaan dit, ons weet wat dit beteken. Ons ken ook die disippels van Jesus. Kan jy hulle noem? Dink gou 'n bietjie, kan jy al 12 disippels se name sê? Ek weet jou, daar's 'n paar bekendes wat jy sal kan sê. Petrus of Lukas dalk. Almal ken vir arme Judas. Sy's tog die bad guy. Daar was 12 disippels, kan julle hulle onthou? Lukas was die een wat ons harte steel met sy baie mooi manier om te werk met vroue en kinders. Hy het altyd gekyk na hulle. Sagte plekkie gehad vir die uitgeworpenes in die samelewing. Johannes, as ons die Johannes Evangelie lees, dan sien ons letterlik in die woorde hoe hierdie man lief was vir Jesus Christus. Dis die beste voorbeeld van liefde wat daar is. Petrus. As ons oor Petrus dink, dan kry ons 'n ongelooflike voorbeeld van 'n ou wat committed is. Hy is die beste disipel wat hy kan wees. Hy sal enigiets doen vir Jesus, sy Here. Wie van ons ken vir Andreas? Julle al gehoor van Andreas? Toe ek die preek maak, toe onthou ek, daar het 'n ou saam met my gaan swat, wat Andreas was. Hy het nooit 'n dominee geword nie, maar
Hy het opgehou swaat, maar hy was Andreas. Wie was Andreas? Andreas was die prominente en bekende Petrus se broer. Die ou wat voor in die ry gestaan het, was Petrus. Die ou wat agter hom gestaan het, is Andreas. Hoekom weet ons nie so baie van hom nie? Hoekom ken ons nie sy naam nie? Hoekom is dit nie die ou wat dadelik in my gedagtes kom wanneer ek oor disippelskap dink nie? Andreas was nie 'n prominente prediker nie. Hy was nie die ou wat leiding geneem het in die groot oomblikke waar mense dalk selfs wonderwerke kon sien nie. Andreas was heeltemal tevrede om agter in die skaduwee te staan en sy werk daar te doen. En miskien is dit ook goed so. James Hewitt, skrywer, het eendag gesê, die Here roep jou nie as sy kind om 'n sensasie te wees nie. Die Here roep jou om 'n dienaar te wees. En miskien is dit goed dat ons dit hoor, want as 'n mens 'n sensasie is, maak jy 'n indruk. Maar as jy 'n dienaar is, dan los jy 'n nalatenskap. Wat is jou nalatenskap? Aan die begin van hierdie jaar moet ons dit vir onsself vra. Wie is ek wanneer ek die Here se disipel is? Weet ek? Weet ek waar ek is? Weet ek waar my plek is? Weet ek wat ek moet doen? Hoe ek moet doen? Die disippels wat ons in die Bybel ontmoet, broers en susters, het elkeen 'n plekkie gehad. Die doel was om die evangelie van Jesus Christus te versprei, om mense te oortuig dat om Christus te volg die regte ding is om te doen. Hulle is almal geroep en hulle het hulle kruise opgeneem, uiteindelik ook letterlik. En hulle het agter Jesus aangegaan. Hulle almal het dit gedoen. Nie een is oorgeslaan nie. Ek en jy is ook nie oorgeslaan nie. Die Here het ons elkeen geroep om sy disipel te wees. Dit beteken dat daar mense is saam met ons wat in die kalklig gaan wees, wat eerste in die ry gaan staan. Dis 'n noodwendigheid, dis hoe dit met diens gaan. Andreas was nie daardie ou nie. Hy was tweede. En hy het dit baie mooi verstaan. En hy was heeltemal tevrede om tweede te wees, want dit het nie gegaan oor die plek nie, dit het gegaan oor wie hy is en wat hy moes doen. Ons wêreld leer ons dat jy moet sorg dat jy in die kollig is. Julle kyk mos vreeslik TikTok. Ouma en oupa sê altyd vir hulle, weet nie hoe die goed werk nie, maar hulle sit daar op die stoep, en dink jy hulle slaap, hulle kyk secretly TikToks. Kyk al hierdie weird TikToks. As jy sien wat mense doen om aandag te trek, om iewers iets te wees, om followers te kry, ek verstom my, hoe mense die kollig najag. Ons moet gesien word, ons moet sensasioneel wees, ons moet iets wys. En mense sal vir jou sê, luister my ou vriend, daar's nie punte vir tweede plek nie. Jy moet eerste wees. Jy moet sorg dat jy eerste kom. Almal moet vir jou kyk. By Jesus gebeur iets heeltemal anders.
Wanneer ek Jesus Christus se disipel is, gebeur iets heeltemal anders by my. Wanneer ek sy disipel is, vra ek, moenie vir my kyk nie. Kyk vir Jesus. Jou aandag hoort nie op my nie. Wat ek doen is nie belangrik nie. Jy moet vir Jesus kyk. Jy moet hom volg. En dis Jesus se disippels. Hoewel van hulle in die kollig was, hoewel van hulle altyd voor as leiers was, dis 'n noodwendigheid, dis hoe die wêreld werk. Maar nooit ooit het hulle gesê, kyk vir my nie. Hulle was altyd die een wat gesê het, wat kan ek vir jou doen, sodat jy Jesus kan sien? Dis so maklik om jou fokus te verloor as jy die Here se disipel is. En dat jou geloof naderhand oor jou begin gaan. Broer en suster, daar's klomp voorbeelde uit die Bybel. Jy kan vir my 10 teen 1 klomp voorbeelde uit jou eie lewe ook sê, van mense wie se fokus na hulle self verskuif het. En op die ou end het hulle weggedryf van God af. Ek kan aan 2 dink. Judas het ons nou nog genoem. Dis 'n perfekte voorbeeld van iemand wie oor homself begin dink het. En op die ou end waar eindig sy storie? Waar kry ons hom? Hy het homself oor die afgrond gedryf. Die ander voorbeeld wat min mense onthou is die duiwel, wat uit die hemel gewerp is, omdat hy homself verheerlik het. Lees Openbaring 12 'n bietjie. Wanneer dit nie oor God gaan, oor Christus gaan nie, is ek nie meer 'n disipel nie. Disipelskap gaan oor geleentheid. Dit gaan oor daardie oomblik wat die Here vir jou gee om sy dienaar te wees. Is dit altyd 'n glamorous oomblik? Is dit 'n groot storie? Bykans nooit. Baie keer wanneer ek die Here se kind is en ek hierdie geleentheid kry om sy disipel te wees, is dit klein gewone goedjies in 'n baie eenvoudige gewone lewe. En dis hoekom ons dit miskyk. Iewers dink ons dat die wêreld se manier van dink dat alles altyd groot, fantastiese oomblikke moet wees, dat dit is hoe God ook werk, maar glad nie. Dis nie hoe hy is nie. En dit is sleg as die geleenthede by ons verbygaan, broer en suster, want wanneer ons dit laat verbygaan, dan kom ons op 'n baie gevaarlike plek waar ons ophou om dit te doen. Ons sien dit nie. Ons doen dit nie. Ons vergeet dit. 'n Gevaarlike plek om te wees. Wanneer ek die Here se kind is, sy disipel, is dit wat ek moet doen. Ek moet die geleentheid soek, ek moet die geleentheid sien om sy disipel te wees. Daar's 'n ou Afrika legende. 'n Aasvoël vlieg en hy sien 'n buffelkarkas dryf in die water. En hy sak dadelik af op die karkas, gaan sit en begin eet. En hy eet, en hy eet, en hy eet, amper soos ons Kersdag gemaak het. Hy eet en eet en eet. En dis Afrika, die riviere is vol krokodille, die krokodille kom nader aan die beeskarkas, en die aasvoël sien hulle, maar hy wil nie ophou eet nie, hy bly aanhou eet. En toe die krokodil teen die buffelkarkas kom, toe besluit hy, okay, nou moet ek opstyg.
En toe hy wil opstyg, het hy te veel geëet en hy die geleentheid gemis. En die krokodil het hom gevang. Andreas is vir ons 'n ongelooflike voorbeeld. Ek wil hê elkeen van ons moet mooi gaan dink oor Andreas as disipel van die Here. Dis baie maklik om te sê, ek wil soos Petrus wees, 'n forse beskermer. Ek wil soos Lukas hê, liefde en compassion vir die mense in die samelewing. Ek wil Johannes wees wat almal en alles uitgeskuif het om Jesus lief te hê. Wat leer Andreas my? Andreas was 'n disipel van Johannes die Doper. Volgeling van Johannes die Doper. En toe hy in die teenwoordigheid van die Here Jesus kom, toe besef hy, hierdie is die Messias, en hy het hom dadelik gevolg. Maar kyk wat doen Andreas. Hy gaan huis toe. Hy gaan haal sy broer. En hy sê vir hom, luister, ek het vandag die Messias gesien. Kom. En dan gebeur 'n amazing ding, wat ons nie besef nie. Andreas bring sy broer na sy Here Jesus toe, en hy stel vir Simon Petrus aan Jesus voor. In daardie oomblik kry Jesus sy vriend, sy rots waarop hy die kerk bou. Andreas is die ou wat vir Jesus sy vriend en vertroueling bring. Dit was nie sy plek om dit vir Jesus te wees nie, maar hy het sy broer na Jesus toegevat. Hy het vir Jesus die geskenk van vriendskap, van vertroue gegee. 'n Ander oomblik wat ons nie dalk besef Andreas 'n groot rol gespeel het nie, was daar toe die disippels die paar duisend mense moes kos gee en hulle nie geweet het wat om te doen nie. Ek weet nie of jy al ooit in so 'n situasie was nie, en ek dink, kan my baie goed voorstel dat die disippels baie deurmekaar was, want waar kry jy kos vir al hierdie mense? Jy's ver van enige plek af, jy kan nie koop nie, jy het niks om te doen nie. En hier kom Andreas en hy sê, Here, hier's 'n kind en hy het middagete. Kyk hierna. Miskien kan iets hiermee doen. Ek dink die paar ouens wat daar in die sirkel gestaan het, het gedink, wat gaan dit hom aan? Ons kan nie 5000 mense kos gee met brood en visse. Andreas bring die kind na Jesus toe. Hy besef, sê ek wat die wonderwerk moet doen nie. Maar hy bring die moontlikheid. Hy doen sy werk as disipel. Hy vat die geleentheid en hy bring die kind na Jesus toe. En ons almal weet wat daar gebeur het. Broers en susters, Andreas was definitief nie in die binnekring van die disippels nie. Hy was nie een van die bekende ouens wat voor was nie. Hy was nie een van daardie mense nie. Maar Andreas was die Here se disipel op 'n ongelooflike manier. Dit wat hy gedoen het, al was dit dalk bietjie agter, al was dit in die skaduwee, al het ander mense daaroor gefrons. Hy het dit gedoen en 'n ongelooflike bydrae gemaak tot die koninkryk van die Here. Ek sluit af. Die jaar van 2026 lê voor ons.
In die kerk gaan dit van ons vra dat ons hierdie jaar sal weet wie ons is as kinders van die Here, sodat ons sal weet wat ons moet doen. Elkeen van ons. En dit vra natuurlik 'n stuk selfondersoek. Dit vra dat ek na daai plek toe gaan, dat ek sal weet wat ek moet doen, sodat ek nie in die sirkel begin loop en weer opeindig waar ek was nie. Ek wil hê ons moet almal 'n blaadjie vat uit die boek van Andreas. Ek dink ons 'n paar lesse wat ons by hom kan leer. In die eerste plek moet ons verstaan, broer en suster, wanneer ek die Here dien, is dit die plek waar ek my lewensbetekenis kry. Ek kan baie goed in my lewe doen. Ek kan baie ambisie hê en ek kan verskriklike klomp besige en geweldig vrugtevolle dae beplan. Alles goed en wel. Jy sal nooit vrede hê nie. Vrede, lewensvrede begin wanneer ek doen wat die Here wil hê ek moet doen. Wanneer ek fokus op hom, nie op my nie. My lewe sal oukei wees. Alles ek in die skade weet. My werk is nie minder belangrik nie. Trouwens, dis juis baie belangrik. En dan broers en susters, moet ons vir mekaar sê, miskien is dit tyd dat ons nou eerlik ons eie gawes ondersoek. Wie's jy? Wat moet jy doen? Jy's in die sirkel. Jy's een van die 12 disippels. Die Here het jou geroep. Jy's nie uitgesluit nie. Jy's in. Wat doen jy? Ons gemeente het 'n baie besondere jaar van diens wat voor ons lê. Daar gaan 'n klomp goed verander. Ons gaan dinge op ander maniere aanpak. Ons gaan probeer om meer nader aan God te leef. Ons gaan ons geloof probeer versterk. Ons gaan al hierdie goed doen. Maar my broer en suster, kom ons sê dit vir mekaar vandag. Ons fokus moet volledig op Christus wees. Ek wil saam met julle dien vanjaar. Ek wil hê ons moet hande vat en die Here eerste stel. Wanneer ons dit doen, gaan ons op 'n plek kom waar ons elkeen 'n disipel in die volheid van die woord gaan wees. Party van ons gaan voor staan, party gaan in die kollig wees. As jy vir dit wil kyk, gaan ek jou nou reguit sê, gaan nêrens kom nie. Wees wie die Here jou geroep het om te wees. Kom ons onthou ons nalatenskap. Andreas se naam staan nie prominent geskryf aan die voorkant van 'n Bybelboek, aan die begin van 'n evangelie nie. Dit doen nie. Maar Andreas was vir die Here belangrik. Op baie maniere. En die geleenthede wat hy gekry het hy gegryp om die Here te dien. Mag dit in 2026 ons manier wees. Kom ons kyk na ons nalatenskap in diens van God. Amen. Kom ons dank saam. Baie dankie Here dat ons ook vandag
die voorbeeld van Andreas kon sien. Die belangrike werk wat hy gedoen het. Die plek wat hy ingeneem het. Dat ons verstaan. Die geleenthede is daar in ons elkeen se lewe. Ons moet dit net gryp. Ek vra Here dat U na elkeen van ons sal kyk. Sien ons harte raak. Ons wil graag die kinders wees, ons wil graag die disippels wees. Ons wil graag hier in ons gemeente 'n belangrike werk doen. Ons wil ook mense na U bring. Ons wil ook, soos Andreas, mense aan U kon voorstel. Ons wil nie die wonderwerke doen nie, ons soek nie die kollig nie, Here. Ons weet, dit behoort aan U. Help ons om U kinders te wees in hierdie nuwe jaar. Kyk asseblief na ons gemeente, al ons beplanning, alles wat ons graag wil doen. Ons bid dat U ons sal seën. Ons wil dit nie doen vir onsself nie, maar altyd met die oë gefokus op U. Aan U kom al die eer toe. Vader, ons buig voor U in nederigheid. Ons verdien niks. Maar ons gryp in genade elke stukkie liefde wat U gee. Elke oomblik van redding en genesing. Ons kan nie daarsonder leef nie. Amen. Kom ons sluit af. Geliefdes, ons sing ten slotte uit Gesang 489. Ons gaan die eerste en die derde verse sing, 489 vers 1 en 3. Ten slotte, daarna bly U staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons ook die Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou
en vir altyd by julle elkeen wees.